Goeiemôre almal. Dis 'n heerlike koel Vrydagoggend. Ek het gistermiddag besef ek moet die donderdagmiddag praatjie doen, maar my dag was bietjie dol. So ek doen dit vanoggend en daar's altyd 'n rede voor. Ek wil vandag weer eens maar vir julle ietsie lees wat die aanvoering is van waaroor ek wil bid. Die regverdigheid van God. Julle, ons het 'n baie regverdige God. Ek hoop almal van julle besef dit. Dat dit wat gedoen word onregverdig sal geregverdig word deur die Vader. Tog is die Here gretig om julle genadig te wees en wil hy hom oor julle ontferm. Die Here is 'n God wat reg laat geskied en dit gaan goed met elkeen wat op hom vertrou. Aan God is dit te dankie dat julle met Christus Jesus verenig is. Hy het vir ons geword die wysheid wat van God kom, die vryspraak, geregtigheid, die heiliging en die verlossing. Ek is die Here, ek is die Here. Ek bewys liefde, reg en geregtigheid op die aarde, want dit is wat ek wil hê, sê die Here. U is regverdig, Here. Regverdige Vader, die wêreld ken u nie, maar ek ken u. En hulle hier wat weet dat u my gestuur het. Ekskuus, ek hakkel so. Aangesien julle hom as Vader aanroep wat oor elke mens onpartydig volgens sy dade oordeel, lewe dan in eerbied vir hom gedurende die tyd van julle vreemdelingskap in die wêreld. Nee, beywer julle allereers vir die koninkryk van God en vir die wil van God, sy geregtigheid, dan sal hy julle ook al hierdie dinge gee. Maar as ons sondes bely, hy is getrou en regverdig. Hy vergewe ons sondes en reinig ons van alle ongeregtigheid. Dit skrywe ek aan julle, my liewe kinders, dat julle nie moet sondig nie. En as een van ons sondig, as ons teen Jesus Christus of sondig, hy is regverdig en hy is ons voorspraak by die Vader. Nou wag die oorwinnaarskroon vir my, die lewe by God. Op die dag dat hy weer kom, sal die Here, die regverdige regter, dit vir my gee. En nie net vir my nie, maar ook vir almal wat met verlange uitsien na sy koms. Wat 'n wonderlike gedagte. Julle, ek het geleer in my lewe dat God se regverdigheid seëvier altyd. Wanneer jy vandag onregverdig teenoor iemand optree, sal God kom en hy sal dit kom herstel en hy sal regverdig wees om daardie probleem aan te spreek. En deur sy regverdigheid sal goed wat aan jou gedoen word wat nie regverdig is nie, geregverdig word. So ek wil vanoggend bid vir God se regverdigheid in ons lewe. En ek wil vra, Here Jesus, ek staan hier vanoggend voor u Vader, en ek bid en ek vra dat u geregtigheid sal daal oor ons, Here. Alle ongeregtighede sal aan die lig kom. En Vader, waar ons ongeregtig teenoor 'n persoon of 'n mede familielid, kind, ouer onregverdig opgetree het, Here, vra ons dan, ons vergifnis daarvoor, Here. Maar Vader, dat ons ook ons eie harte ondersoek om te weet of ons nie onregverdig opgetree het dan nie. Want u regverdigheid seëvier altyd. Here, dankie dat u 'n regverdige God is. U is 'n God van orde, Here. En wanneer ons te neergedruk raak weens onregverdigheid, gaan u kom, Here, en u gaan ons ten volle kom herstel en weer vreugde in ons harte sit. Vader, ek vra vandag dat u regverdige hand oor ons sal waai, Here. En dit wat teenoor iemand anders onregverdig gedoen word, laat daardie persoon dan vergifnis vra. En doen dit nie meer nie. En Vader, as ons onregverdig teenoor iemand anders opgetree het, en hulle dalk in 'n boksie wil sit, weens ons oortuiginge, vra ek ook dat Here hier u die lig sal laat skyn, dat daardie persoon self in sy binnekant sal weet, dat dit wat gedoen was, nie in God se lyn is nie. Vader, ek dank u dat u ons altyd kom regwys, te regwys,
En U doen dit in liefde, Here. U vermaan ons, U bemoedig ons en U doen dit in liefde, want U is liefde. Here, dankie vir vandag, dankie vir die reën wat op pad is, dankie vir die reën van gisteraand. Ek vra dat U saam met ons sal stap deur die naweek, Vader, en dat ons net in U naam, in U teenwoordigheid, in U liefde kan bly. In die naam van Jesus. Amen. Rustige dag vir julle, mooi naweek en wees regverdig. Dankie.